Goeiemôre, liewe broer en suster. Welkom vanoggend hier. Dit is vir ons lekker om die handjievol wat hier is vanoggend te verwelkom en om hier saam te wees, al is dit koud en al is dit skoolvakansie. Dit bly nog steeds vir ons 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees. Elkeen van ons het 'n gunsteling vertrek in ons huis. Vir sommige mense is dit die kombuis, vir ander dalk die stoep of die onthaalarea waar ons lekker gesellig by mekaar kan wees. En vir die van ons wat lief is daarvoor om te slaap, is jou gunsteling vertrek die vertrek met die gemaklikste bed in die huis. Maar ek wonder of die sitkamer nie dalk een van die belangrikste vertrekke in 'n mens se huis is nie. Ek sê so nie omdat dit gewoonlik die vertrek is wat ons duurste tegnologie en meubels in is nie, maar omdat dit die plek is waar 'n mens eenvoudig net kan wees. Dit is waar mense na 'n lang dag hulle skoene kan uitskop, waar ouers hulle kinders se stories kan hoor. Dit is daar waar ons saam lag en saam huil oor die dinge van die lewe. Dis waar ons stories vertel en waar kleinkinders op iemand se skoot kom sit. Die sitkamer is waar mens leer om saam met mekaar te leef. Gewoonlik het elkeen van ons eie ruimte in die huis. Kinders het hulle eie kamers en miskien is daar vir pa 'n studeerkamer of 'n werkswinkel wat sy eie ruimte is. Ma is gewoonlik die baas van die kombuis of sy het 'n stil hoekie ergens waar sy in die huis kan stil word. Maar die sitkamer is ons almal se. Hier is niemand baas nie. Dit is opvallend dat ons hierdie vertrek die sitkamer noem en nie die werkskamer of die kry dinge gedoen kamer nie. Dit is ook nie die prestasiekamer nie. In hierdie vertrek hoef niemand iets te bewys nie. Die dresscode vir hierdie vertrek is jou gemaklikste sweetpak broek en hemp en jou pantoffels en nie jou mooi-moois nie. Hier hoef jy niks te bereik nie. Want niemand gaan sit op 'n rusbank om iets af te handel nie. Jy is eenvoudig net daar. Ons bou hierdie jaar saam aan ons huisie van geloof, stewig ingebou op die fondasie van God se koninkryk. En tot dusver het ons vir mekaar gesê die voordeur simboliseer vir ons die toewyding van ons geloof. Daar waar ons saam met Joshua gelees het, waar hy sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons het saam aangesit by God se tafel van genade en saam gedink oor wat ons aan hierdie tafel ontvang. Maar vandag stap ons 'n bietjie verder in die huis rond en ons gaan sit in die sitkamer. Want ook hierdie vertrek wil vanoggend vir ons iets leer oor ons lewe saam met God. Om die simboliek van die sitkamer van ons vanoggend oop te breek, gaan ons 'n verhaal lees uit Lukas 10 uit, as jy dalk solank jou Bybel daar wil oopmaak. En dit is 'n bekende verhaal wat ons al gehoor het, van Jesus wat op sy reis na Jerusalem by twee susters aan huis gaan, Martha en Maria. En dan skarrel Martha vreeslik baie om alles gereed te kry om Jesus te onthaal. En Maria sit net daar by Jesus en luister na hom. Jy onthou dalk die bekende preek wat by hierdie teks pas, die boodskap wat ons altyd hoor, ons moet meer tyd maak om by Jesus se voete te spandeer. Vanoggend wil ek graag die diepte van hierdie boodskap saam met jou verken. Die interessantheid van hierdie verhaal is dat dit nie 'n los verhaal is wat Lukas invoeg nie, maar 'n saamhang in alles wat in Lukas 10 gebeur. Hierdie verhaal word eintlik deur die voorafgaande verhaal ingelei. En dit is die verhaal van die barmhartige Samaritaan, ook baie bekend vir ons. Jesus is hier op reis na Jerusalem toe en na die kruis, en op sy reis leer hy dan sy volgelinge wat saam met hom hierdie pad stap, hoe die koninkryk van God lyk, en hy leer vir hulle van disippelskap, wat dit beteken en van 'n mens vra om 'n volgeling van Jesus te wees. En dan speel die volgende gebeure af. Ek lees vir ons so 'n stukkie uit Lukas 10 uit van vers 25 af. Jy is welkom om my te volg.
En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om te vra, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kragte en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Lukas begin hierdie verhaal baie kreatief. Hy gee nie dadelike antwoord vir ons, 'n maklike antwoord wat toegedraai is in 'n strikkie van wat 'n mens moet doen om die ewige lewe te kry nie. Hy vertel eers vir ons 2 verhale om hierdie belangrike gebod vir ons baie duidelik te verduidelik. In Jesus se antwoord op die wetskenner se vraag begin Jesus dan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan te vertel. 'n Man word oorval op reis en word vir die dood agtergelaat daar op 'n vergeleë pad. En daar kom 2 mans verby wat nie op hierdie slagoffer se nood reageer nie. Maar die 3de reisiger wat verbykom, 'n Samaritaanse man, toon aan hom barmhartigheid. Hy versorg hom. Hy neem hom na 'n herberg toe en staan self vir die onkostes in vir sy versorging. En dan sluit Jesus dan hierdie verhaal af met die vraag aan die wetskenner, wie was vir hierdie man 'n naaste? Die barmhartige Samaritaan wys vir ons hoe lyk liefde vir ons naaste. En dan direk na hierdie gelykenis wat Jesus vertel het in die gesprek met die wetsgeleerde, dan kuier Jesus by Martha en Maria en hulle wys vir ons hoe lyk liefde vir God. Kom ons lees verder saam met Lukas van vers 38 af. Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Ons lees tot sover. Jesus is op pad na Jerusalem toe, en elke tree kom hy nader aan die kruis, en onderweg leer hy sy disippels hoe God se koninkryk lyk. Let hierop dat Jesus nie sy volgelinge leer deur slegs net vir hulle te preek nie, maar dat hy ontmoetings gebruik om vir hulle te leer hoe lyk die koninkryk van God. Deur mense se verhale uit hulle alledaagse lewe te gebruik. Hy leer hulle by ontmoetings waar saam geëet word en waar hy met hulle in 'n gesprek kan tree. Met die manier hoe Lukas vir ons hierdie verhaal vertel, eers met die wetsgeleerde se vraag oor wat is die belangrikste gebod en dan die 2 verhale, is dit asof hy vir ons wil sê, kom ek wys vir julle, hoe lyk dit om God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte en jou hele verstand. En kom ek wys vir julle hoe lyk dit om jou naaste lief te hê soos jouself. Ek hou van Lukas se beeld waar die verhaal van die barmhartige Samaritaan afspeel op die pad en Martha en Maria se verhaal afspeel binne in hulle huis. Dis amper vir my so simbolies hoe liefde vir jou naaste in die wêreld gebeur waar ons as gesande van God se koninkryk uitgestuur word op ons lewensreis en liefde vir God uitgebeeld word as iets wat binne in jou huis gebeur. Dit is nie net dat God net in ons huise woon nie, maar omdat ons as gelowiges partykeer net 'n ruimte nodig het waarna toe ons kan terugkeer, waar ons onsself uit die wêreld van diensbaarheid uit kan onttrek
en weer kan leer dat ons nodig het om te ontvang voordat ons kan diensbaar wees. Met ander woorde, ons moet leer dat ons nie verlang kan uitdeel as ons nooit self ontvang nie. Dit is waar daar dikwels soveel onreg aan Martha gedoen word in hierdie verhaal. Ons dink maklik, ag sy Martha, jy skarrel so en jy mis eintlik die groot voorreg om by Jesus se voete te gaan sit en na sy woorde te gaan luister. Maar eintlik doen Martha ook iets pragtigs hier. Sy maak haar huis oop, sy ontvang vir Jesus en wil hom bedien, sy's gasvry, alles karaktereienskappe wat ons vir mekaar kan sê deel is van God se koninkryk. In enige ander verhaal sou ons haar geprys het vir haar ywer en toewyding. Maar Lukas wil nie noodwendig ons aandag fokus op die kontras tussen dien en ontvang nie, en een sleutelwoordjie maak dit vir ons oop. In Jesus se woorde sê hy vir Martha, 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 jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Die Griekse woord wat Lukas hier gebruik vir die so baie dinge gee vir ons die idee van om in verskillende rigtings in getrek te word. Jy ken miskien dalk in jou eie lewe die gevoel, jy doen een ding, maar intussen is jou kop besig om aan 10.000 ander goed te dink. Jy sit by jou kinders, maar jou kop is reeds by môre se vergaderings en dit wat op die agenda is, of voorbereidings wat jy moet doen voor dit. Jy probeer dalk bid, maar jou gedagtes hardloop oral heen. Jy sit aan tafel saam met jou gesin, maar ergens in jou agterkop weet jy daar lê 'n selfoon vol boodskappe wat jou aandag vra. Jesus sê nie vir Martha, hou op werk nie. Hy sê vir haar, Martha, Martha, met soveel simpatie in daai dubbele naam, soveel liefde. Jy bekommer jou oor baie dinge. Jy dra te veel goed wat in jou hart sit, wat jou lewe vir jouself swaar maak. Los vir Maria, want sy het die goeie deel gekies. Ons dink maklik dat hierdie beste deel wat Maria gekies het is om net in Jesus se teenwoordigheid te wees, om net by sy voete te sit, of om nie te besig te wees nie. Maar eintlik is die beste deel wat Maria gekies het, is om na Jesus se woorde te luister. Of nog dieper as dit, Maria gee haar volle aandag aan haar Here, Jesus. Hoor hierdie sin vanoggend mooi. Liefde begin by aandag. Ons kan dit in ons eie verhoudings, in ons eie huwelike ook sien. 'n Kind voel geliefd wanneer iemand na hulle luister. 'n Huwelik kan groei wanneer mense aandag aan mekaar gee. Vriendskappe verdiep wanneer daar mense teenwoordig is by mekaar. En disippelskap begin wanneer iemand by Jesus met hulle volle aandag gaan sit. Ek hoor hier die uitnodiging van die teks vanoggend. Wanneer laas het jy met jou volle aandag, onverdeelde aandag, by God gesit? Die uitnodiging hier is nie wanneer laas het jy gebid nie. Dis ook nie wanneer laas het jy Bybel gelees nie. Maar wanneer laas was jy werklik teenwoordig by hom? Hierdie uitnodiging is nie 'n nuwe uitnodiging nie. Jesus breek nie hier vir hulle 'n nuwe werklikheid oop nie. Hy sê eintlik niks niets nie. Hy neem net sy hoorders terug na die oudste geloofsbelijdenis van Israel. Wanneer die wetgeleerde dan vir Jesus antwoord op sy eie vraag, wat is die belangrikste gebod, dan antwoord hy dit uit die wet uit. En hy gebruik 'n gedeelte wat vandag in ons Bybels in Deuteronomium 6 staan, en ek lees dit graag weer vir jou hier van vers 4 af. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag
En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Moses is hier besig om dit wat hy van die Here ontvang het, die wet, te leer vir die volk Israel, terwyl hulle besig is om hierdie hele stuk identiteitsvorming deur te gaan in die woestyn. Hoor jy hoe mooi begelei Moses die volkie, en daarom ook vir ons vandag. Hy sê, laat God deel word van die ritme van jou alledaagse lewe. Dis 'n belangrike onderskeid hier. Dit wat ons moet hoor is nie, ek moet nog iets by my dag voeg nie, nog 'n Bybelstudie of nog 'n bidsessie, nog 'n program of 'n boekie wat ek moet deurgaan of 'n geloofsgewoonte nie. Deuteronomium sê, wanneer jy sit, wanneer jy loop, wanneer jy opstaan of gaan slaap, met ander woorde, laat God oral saam met jou leef in elke oomblik van die dag. Ek het al van tevore hierdie beeld gebruik en ek dink vanoggend is dit weer van toepassing. Ons dink maklik aan geloof as 'n snytjie wat deel is van 'n groot ronde koek. Ons lewe of ons tyd in die dag is hierdie groot ronde koek en elke ding wat ons tyd en ons aandag vra is 'n snytjie uit hierdie koek uit. Party is groter as ander. Daar's 'n sny vir jou werk, daar's 'n sny vir jou huwelik of gesinslewe, daar's 'n sny vir jou bekommernisse en die dinge wat jy doen vir jou ontspanning. En dan dink ons ook ons geloof is 'n snytjie wat deel is van hierdie koek. Die gevaar daarvan as ons so daaroor dink, is die oomblik wanneer ons tyd en ons aandag minder word, dan sny ons gewoonlik daai geloofsnytjie kleiner. Dis waar ons eerste sny. Geloof moenie 'n snytjie uit jou koek uit wees nie. Dit moet die meel wees waarmee jy die koek bak en wat die hele koek as 'n struktuur bymekaar hou. Soos Deuteronomium sê, wanneer jy sit of loop, wanneer jy opstaan of gaan slaap, leef saam met God. Dit is hoekom die sitkamer vir ons 'n gepaste beeld is in ons geloofshuis. Want in die sitkamer leef jy gesels, jy luister. Dis 'n ruimte waar 'n mens kan rus, waar 'n mens kan lag en jou lewe kan deel met ander. Dit is amper asof die sitkamer die vertrek is waar jy die minste moet probeer om ander mense te beïndruk. En juist daarom word dit die plek waar verhoudings groei. Die sitkamer herinner ons dat liefde met aandag gespel word. Liewe broer en suster, ons leef in 'n wêreld wat voortdurend na ons aandag gryp. Dis eintlik die skaarsste ding wat ons vandag kan besit. Nie geld nie, nie tyd nie, maar ons aandag. Alles vra ons aandag. Ons werk, ons sport, belangstellings, dit wat ons in die nuus lees, ons selfone en die bekommernisse wat ons elke dag saam met ons dra. Alles roep voortdurend. Kyk hier, gee hier aandag. Ten einde vra ons dan die vraag vir mekaar: wat vorm ons as mense uiteindelik? Ek dink dit is waaraan jy jou aandag skenk. Want waarna ons gereeld luister, begin ons op 'n stadium glo. Waarna ons gereeld kyk, begin ons begeer. Met wie ons gereeld tyd saambring, begin ons gewoontes vorm. En daarom sê Jesus, Maria het die goeie deel gekies. Nie omdat sy niks doen nie, maar omdat sy haar aandag op die regte persoon rig. Ek wonder hoe sou ons huise verander as ons sitkamers weer plekke word waar mense werklik teenwoordig is.
Nie net fisies waar ons almal saam in die sitkamer sit en een kyk TV, 'n ander een lees 'n boek of scroll deur sosiale media nie, maar werklik met ons volle aandag waar ons na mekaar kan luister, waar kinders kan weet hulle stories maak saak en waar geloof natuurlik in gesprekke kan opkom, deel van ons alledaagse lewe. Daar waar iemand broos kan erken, ek sukkel vandag hiermee, of vandag is ek dankbaar vir dit. 'n Ruimte waar ons vir mekaar kan sê, bid asseblief saam met my oor hierdie saak, waar ons volle aandag by mekaar en by God kan wees. Wanneer jy in hierdie week by die huis op die rusbank gaan sit, wanneer almal uiteindelik vir 'n oomblik stil raak, onthou dat God nog altyd huisgeloof belangrik geag het. Nie net dit wat ons op 'n Sondag beleef nie, maar huisgeloof wat saam met ons ook op die rusbank sit, saam met ons deur die dag stap met al sy dinge. Want dit is waar geloof in die oomblikke van onverdeelde teenwoordigheid groei. En dalk is dit juis waar die uitnodiging van hierdie teksgedeelte ons vandag laat stil word. Nie om nog iets by ons geloof te voeg of nog 'n ritme of 'n gewoonte te probeer nie, want gewoonlik is daai goed nie standhoudend nie, maar om weer te leer om te sit. Om weer te leer om teenwoordig te wees by God, by mekaar en in die lewe wat reeds voor ons oop is. Maria het 'n eenvoudige plek gekies. Sy het haar aandag gegee waar dit die meeste saak maak en Jesus noem dit die goeie deel, die beste deel, omdat dit die ewige lewe gee. So miskien is die vraag nie vandag, doen ek genoeg vir God nie, maar eerder, waar is my aandag? Want dit is uiteindelik wat my hart ook gaan volg. Wanneer jy in hierdie week weer in jou eie sitkamer gaan sit, en daar stilte is vir 'n oomblik, of selfs net 'n breek vat tussen alles wat moet gebeur, mag dit vir jou 'n klein herinnering wees, God is ook hier in die gewone, in die sitplek reg langs my, in die gesprekke wat stadig weer begin met my huismense, en ook in die stiltes wat nie leeg is nie. Mag ons huise weer plekke word waar aandag herstel, waar liefde weer luister en waar God nie net bedink word nie, maar werklik ervaar word. En mag ons, wanneer ons opstaan uit die sitkamer uit, anders leef sonder 'n gejaag wat die wêreld van ons vra, maar teenwoordig en gerig vir die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat nie ver of afwesig is nie, maar naby in die gewone oomblikke van ons lewe. Ons kom staan stil voor U met lewens wat so maklik vol raak, Here. Met harte wat so maklik verdeeld raak, met gedagtes wat so maklik met ons weghardloop. Here, maar dan hoor ons tog steeds U uitnodiging om weer net hier te wees, om teenwoordig te wees en om oop te wees. Here, leer ons om U raak te sien in die stiltes van ons dae. Leer ons om U stem te hoor wanneer alles rondom ons hard en haastig is. En leer ons om rus te vind, nie as 'n ontsnapping van hierdie besige wêreld nie, Here, maar as 'n ontmoeting met U. Here, waar ons oorweldig voel, bring vir ons U vrede. Waar ons verdeelde aandag het, Here, bring eenvoud in ons harte. Waar ons moeg is, gee vir ons nuwe krag en nuwe vertroue. Vorm in ons huise ruimtes van genade, Here, waar liefde nie hoef te jaag nie, en waar mense mekaar weer kan raak sien, en waar U Gees vry beweeg tussen ons. Seën ons kom en gaan, seën ons werk en ons rus, Here, en seën ons praat en stil wees. En hou ons naby aan die hart
vandag en elke dag wat kom. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en aan jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.